Honderde Suid-Afrikaners vaar die strate in en eis dat ongedokumenteerde immigrante die land moet verlaat. Daar's verligting vir motoriste by die petrolpompe met brandstofpryse wat om middernag daal. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Bulletin. Betogings teen ongedokumenteerde buitelanders was landwyd meestal vreedsaam nadat 'n nie-amptelike sperdatum vir hulle gestel was om die land vandag te verlaat. Die grootste byeenkomste het in Gauteng en KwaZulu-Natal voorgekom. In die Johannesburgse middestad het betogers reeds van vroeg af byeengekom. Sommige gewapen met stokke en skilde, ondanks wetstoepassers se waarskuwings teen die dra van gevaarlike wapens. Van daar af is hulle eers na die polisiestasie in Hillbrow, waarna hulle na Yeoville beweeg het. Hoewel die optog hoofsaaklik vreedsaam verloop het, was daar gevalle wat dit gedreig het om hand uit te ruk toe betogers uit woonstelle met klippe bestook is. Alle winkels in die gewone besige strate van Yeoville was toe en afgesper. Volgens betogers is ongedokumenteerde buitelanders deels verantwoordelik vir die verval van die infrastruktuur in Gauteng. Visa, it's not a work permit. It's been made clear by our March to Mamu Jacinta. We cannot have people who are just known when Treasury sits for sometimes to say in the country there's like 65 million people. That was only in 2002. But now if you look at the state, there's more than 10 million people, undocumented people who we don't know. Every country has the law. So it's high time government must also intervene and make sure that we as South African, we are heard. Sommige betogers het dit duidelik gestel dat hulle nie ten gunste is van geweld en plundering nie en die dra van wapens veroordeel. The mandate was clear by the organizers of this march. They told us that they don't want anything, which we are not allowed to do anything that is wrong. But you can see what they are doing now. What they're doing is wrong. It's against what they've told us. In Soweto het baie gemeenskappe onderneem om voort te gaan met die protesoptrede na 30 Junie as die regering nie die repatriasie en deportasie van ongedokumenteerde migrante versnel nie. Hulle het ook geëis dat mense wat ongedokumenteerde buitelanders in diens neem in hegtenis geneem word. Verskeie spaza-winkels wat blykbaar aan buitelanders behoort, is deur 'n groep jeugdiges in Kliptown geplunder en gevandaliseer wat tot 'n gespanne toestand gelei het. Wetstoepassers het egter vinnig opgetree en die situasie ontlont. The reality of the illegal immigration in our spaces has made our people to also be desperate to get the money. And now they are actually allowing the people who should not be here. However, that is breaking the law, which is supposed to be enforced by who? South African Police Services. In Pretoria het honderde betogers van Kerkplein deur die middestad na Sunnyside polisiestasie gestap, waar hulle kommer uitgespreek het oor die hoë misdaadsyfer en ongedokumenteerde buitelanders. Hulle eis strenger optrede teen onwettige immigrasie en groter polisiesigbaarheid. By us saying enough is enough, that does not make us xenophobic. We are just saying put South Africa first. We want everyone who is illegally here, undocumented, to be taken back home. They must go home. And those who are here claiming to be legal, can they subject themselves to investigation so we recheck their documentation? Hoewel die spanning soms hoog geloop het, sê die owerhede die hoë polisie teenwoordigheid het verhoed dat enige geweld uitgebreek het. Die polisie het Suid-Afrikaners gemaan om kalm te bly en binne die wet op te tree. Sommige groepe in Gauteng het die nasionale regering 7 dae gegee om aan hulle griewe gehoor te gee. Is voorvalle van geweld en plundering 'n rukkie gelede aan die Oosrand en in Alexandra noord van Johannesburg aangemeld. Volgens berigte is betogers het die huise van buitelanders binnegegaan en dit geplunder. In Germiston is verskeie mense in hegtenis geneem nadat hulle gewapen met stokke en knopkieries buitelanders van hulle besittings beroof het. Die situasie in die twee gebiede bly gespanne. Intussen was optogte teen ongedokumenteerde migrante in Kaapstad grootliks vreedsaam en vervoerdienste het glad verloop. Verskeie organisasies het 'n menslike ketting in Soutrivier gevorm om te toon dat hulle gekant is teen die optogte teen ongedokumenteerde migrante.
menslike ketting is gevorm in solidariteit met migrante en beklemtoon dat buitelanders nie verantwoordelik is vir Suid-Afrika se armoede en werkloosheidsuitdagings nie. Dit sal nie help, ons gaan nou wel al die foreigners of die buitelanders uit die lande jaag en dan môre gaan alles rosie wees. Nee, dit sal nie gebeur nie. Government sal net meer doen om te verseker dat hy kyk na die mense van ons land en dat ons ook daardie mense van ander lande wat gekom het na ons land toe as gevolg van die ekonomiese druk wat lê in hulle eie lande, om na hulle ook te kyk. Dis hoekom ons sê Ubuntu is baie belangrik in hierdie geval. En vir hoe sake in die Noord-Kaap verloop het, sluit ons regstreeks aan by ons verslaggewer Keith Suister. Goeienaand Keith. Goeienaand Estie en goeienaand aan al die kykers. So Keith, kan jy net vir ons op hoogte bring hoe sake in Kimberley verloop het vandag? Wel is die March en March aksie het redelik vreedsaam verloop in Kimberley vanmôre. 'n Groot groep mense het opgerit na die premier se kantoor toe en daar 'n memorandum oorhandig wat hulle vra dat die premier en die Noord-Kaapse regering binne 7 dae aan hulle terugvoering moet gee vir die goeders wat hulle op daai memorandum gesit het wat hulle wil hê die premier en die Noord-Kaapse regering moet op reageer. Ek het een van die burgerlike organisasies se leiers by my, Alodia Jacobs, wat vir ons 'n bietjie kan vertel wat die pad vorentoe is na vandag en hoe dinge vandag verloop het. Alodia, vertel vir ons, wat is die pad vorentoe en hoe het dinge verloop vandag in terme van wat julle wil vermag het? Baie dankie, ek sê genaamd aan al julle se luisteraars. Wat ons in die Noord-Kaap gesê het vir die regering, kyk, whatever hulle besluit van hier af om ontslae te raak van die foreigners hier in Kimberley, ons wil saam op tafel met hulle sit. Ons sien dan wat gaan aan by Madlanga Commission, hoe word ons mense gekoop? So dit gaan nie hier gebeur in die Noord-Kaap nie. Ons gaan saam met hulle sit as hulle besluite neem om ons dorp skoon te maak, sodat ons mense oor hierdie tuckshops kan vat en om hierdie mense uit ons dorp uit te kry. ons wil saam sit en ons wil saam met hulle besluite neem. Ons kan dit nie in die regering se hande los nie. Ons weier beslis. Hoe groot is die probleem met ongedokumenteerde buitelanders in Kimberley self? Dat is te veel van hulle. Al onze townships is vol uitlanders. Onze dorp is heeltemal oorgevat. Ons het nie eens weer 'n dorp nie. Al die groot besighede het uit Kimberley uitgetrek, het nie meer na die malls toe getrek. Daar is nie besighede in ons middestad nie. En is net foreigners wat oorgevat het, fake shops, hierdie selfoon shops en ons is moeg. Ons wil ons dorp terug hê en ons het vir ons regering laat weet. Ons wil saam aan tafel met hulle sit wanneer hulle hierdie mense laat gaan. Want ons wil self weet wie het vir hulle permission gegee om winkels oop te maak. Waar het hulle die dokumente gekry? Wie het dit toegekeer? Ons wil al daai inligting hê en van daar af gaan ons besluit, ons as die mense van Kimberley, die gemeenskap, die civic movements, ons gaan saam met hulle sit en sê ons wil ons eie mense in daardie besighede insit. Hoe gereeld gaan Amahambe en ander organisasies optogte reël om hierdie probleem opgelos te kry, Alodia? Elke donderdag. Ons staan saam met March en March. Ek is van Abahambe Northern National Civic Movement. Ons gaan elke donderdag 'n march hou. Elke donderdag van hierdie donderdag wat aankom, gaan ons elke donderdag 'n march hou totdat die regering vir ons hoor, totdat hulle ontslae raak van al hierdie foreigners in ons land, tot ons mense in die besighede is. Ons gaan nie opgee nie. Maar hoekom dink jy het ons mense toegelaat dat hierdie buitelanders ons winkels en ons stede oorneem? Onze mense was aan die slaap, ons raak nou eers te wakker. Kyk, onze mense was nooit die Constitution geleer nie. Ons het nog nooit die Refugee Act geleer, die Immigration Act. Ons leer dit nou eers. En nou kan ons sien wat is ons regte in ons eie land en dis baie belangrik vir ons kinders om dit te leer. Ons gaan ewen met Department of Education gaan sit, waar ons hulle gaan sê, elke matrikulant, voordat hulle skool klaarmaak, moet die Constitution leer, hulle moet Immigration Law ken, hulle moet Refugee Act leer. Want ons het hierdie goed geken nie, maar nou is ons waarheid wakker, ons gaan nie terugstaan nie. Dit was Alodia Jacobs van een van die burgerlike organisasies wat teen onwettige of liewer ongedokumenteerde buitelanders optree. Hulle gaan elke week nou optogte hou en ons gaan kyk na die pad vorentoe. Terug na jou in die ateljee. Baie dankie. Dit was Keith Suister, ons verslaggewer in Kimberley. Intussen het sommige buurlande prosesse geskep vir hulle burgers om na hulle tuislande terug te keer indien hulle onveilig voel in Suid-Afrika.
In Durban het die leier van die March en March beweging, Jacinta Ngobesi Zuma, gesê hulle het hulle doel bereik met vandag se protesoptog deur om Suid-Afrikaners se uitdagings met werkloosheid en armoede in die kollig te plaas. Ngobesi Zuma sê buurlande moet verantwoordelikheid neem vir hulle mense wat die grense onwettig oorsteek. We want you guys to be our voice as well and tell our stories as South Africans, the things that we're complaining about. I mean, every country deserves to be safe, you know. Every country deserves to know who's coming in and out. Every country deserves to have the people of that country serviced. And for the longest time in South Africa, we've had to put ourselves second because Malawi is having problems, Zimbabwe is having problems, Mozambique is having problems. And honestly, at this rate, we can't absorb all the problems of every single government in Africa. Die polisie in KZN sê hulle sal brandpunte tot Vrydag toe monitor. And we are pleased that our planning was not in vain. Managing a number that we had to manage from the start to finish without any hiccups and incidents is what we had expected. And we say to our officers, we thank you for ensuring that you are professional, you are rigid, and you also make sure that you stamp the authority of the state. In Pietermaritzburg kry Malawi se vroue en kinders voorkeur wat vanaf die repatriasiesentrum per bus na Musina in Limpopo vervoer word. Die groep het by 'n veroordeelde gebou in die stad skuilings gesoek nadat hulle huise verlaat het uit vrees vir viktimisasie voor vandag se beplande optog teen onwettige immigrante. Drukverkeer het voorgekom by die Beitbrug grensbos tussen Suid-Afrika en Zimbabwe. Bykomende hulpbronne is ingespan om die ongewone druk te verwerk en wetstoepassers was meer sigbaar. Duisende repatriasiegevalle is reeds verwerk. What I can assure South Africans from a government's point of view is that their issues are not falling on deaf ears. The government is going to proceed with its ongoing processes of dealing with the issues. And I can assure and put it that we are going to, on quarterly basis, give the nation an update. Die Zimbabwese regering het aangedui dat ondersteuning beskikbaar is vir sy terugkerende burgers om weer te integreer in die land. Altesaam 4 busse met Zimbabweërs het vandag uit Kaapstad vertrek, by die stad Kaapstad wat ook private busse beskikbaar gestel het vir die repatriasie. An interministerial team has been deployed and is currently stationed at Beitbridge, working around the clock to facilitate smooth border clearance and provide on-the-ground support to every returning citizen. Lesotho het sy burgers in Suid-Afrika wat onveilig voel en wil terugkeer na Lesotho, aangesê om met die Hoogkommissaris in verbinding te tree. Die land se departement van buitelandse sake het reeds voor die sperdatum 5 busse na KwaZulu-Natal gestuur. Verkeer by die Maseru bruggrensbos was bestendig. In New York het die Verenigde Nasies 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om menseregte te eerbiedig te midde van betogings teen ongedokumenteerde migrante. Like anywhere else in the world, addressing the impacts on a society of migration must be done within the rule of law, without discrimination, and in a manner that upholds the human rights and dignity of all people. We're seeing many countries throughout the world face this problem, but it's a whole of a society approach, right? It needs to be dealt with by ensuring inclusion of the citizens of the country, addressing the needs of migrants, of refugees, respecting their rights. Nuusdienste wêreldwyd het berig oor xenofobiese aanvalle in Suid-Afrika. Ons het nog nuus net hierna na die reklamebreek. Bly ingeskakel. Welkom terug. Die MK-parlementslid Vusi Shongwe beweer die geskorste adjunkhoof van die polisie se misdaad-intelligensie-eenheid, Feroz Khan, se vermeende makkers het hom na bewering R10 miljoen aangebied nadat Shongwe sy kommer oor Khan se beweerde misdadige bedrywighede te kenne gegee het.
Khan het 'n persoon van belang geword vir die Madlanga-kommissie, nie net weens die rol wat hy glo in die Aeroton dwelm klopjag gespeel het nie, maar ook weens sy beweerde bande met die onwettige tabakbedryf. Intussen het die hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Senona, onmiddellik uit sy pos bedank. Hy het op 19 Junie voor die kommissie verskyn. Die lys van beweringe teen Khan voor die Madlanga-kommissie word al hoe langer. Shongwe beweer makkers van Khan wou met hom vergader nadat hy op grond van 4 gebeure geïnteresseerd geraak het daarin om beweerde misdadigheid en toesmeerdery deur Khan te ondersoek. The first one was the Aeroton drug saga, where General Mkhwanazi clears General Khan and deems him a hero, which I still disagree with Babu Mkhwanazi. And then the second one, the alleged cover-ups relating to the murder of the makeup artist, which is on social. The third one is the alleged cover-up relating to the murder of medical doctor, which is also in the social and around the corridors. And then the fourth one is the alleged cover-up of matters pertaining to cigarette smuggling cases. Shongwe het getuig dat hy deur oud-president Jacob Zuma se persoonlike assistent verneem het, iemand met die naam Yusuf Kaji en 'n Imran wil met hom vergader. Die vergadering sou in Morningside, Durban plaasvind en Shongwe sou dit saam met Zuma se assistent, ene Londiwe, bywoon. Shongwe beweer Kaji en Imran het toe 'n video-oproep na Khan gemaak. He has the phone in his hand and then Khan speaks. At the time when Khan speaks, he starts saying, "Brother, what are you doing? Why are you doing this to me?" The conversation was in that line. Why are you doing this to me and what did I do to you? Shongwe beweer hy is by die vergadering aangesê om te stop waarmee hy besig is. Sy gevolgtrekking was dat hy gevra is om op te hou om in die parlement die soeklig op Khan te werp. Yusuf then ended the call and continued speaking to me, remaining close to me. He said, "Stop this. You are our brother and we can really take care of you. There is a security tender at Checkers worth 2.2 million every month and we can give it to you." I replied that I do not operate in that manner. He insisted that he could arrange 10 bar in cash for me and I said it was fine, that we can talk up on Friday. Khan sou môre voor die kommissie verskyn, maar hy is in die hospitaal nadat hy Sondag aand in Johannesburg geskiet is. Die sitting duur voort. Motoriste kry vandag groot verligting by die petrolpompe wanneer brandstofpryse danksy laer internasionale oliepryse en 'n sterker rand daal. Die petrolprys daal met tussen R1.96 en R2.01 per liter, terwyl diesel met tussen R3.14 en R3.59 per liter goedkoper word. Parafiengebruikers kry die grootste verligting met 'n daling van R6.97 per liter op kleinhandelvlak en LP gas styg met 16 sent per kilogram. Volgens Robert Make van die Departement van Energie volg die verlagings ondanks die opheffing van die tydelike brandstofheffingverlaging wat van môre af sal geld. En nou vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Ons sportsegment en die weer volg net hierna. Bly by ons. En dit bring ons aan die einde van vanaand se bulletin. Ons groet met beeldmateriaal van die vulkaanuitbarsting wat vloei vanaf Berg Etna in Sicilië. Volgens die Nasionale Instituut vir Geofisika en Vulkanologie stroom die lava uit 'n opening op 'n hoogte van ongeveer 3000 meter. Berg Etna is een van die wêreld se aktiefste vulkane en het verlede Vrydag 'n hernuide uitbarstingsfase betree.
Daarmee totsiens tot môre aand. Goeienaand, welkom by die weer. Vandag koel met bewolkte toestande word dan verwag reg oor die land en dan sien ons vir môre is daar 'n 60% kans vir reën met misskolle sien ons in die oostelike dele van die Oos-Kaap en dan sien ons ook 'n 30% kans vir reën in die sentrale gedeeltes en dan ook die westelike dele van die land. Dan ons waarskuwings, 'n geel vlak 1 waarskuwing vir ewige donderbuie vir môre word dan ook verwag in groot dele van die Oos-Kaap. Kom ons kyk nou wat ons provinsies inhou met ons minimum en maksimum temperature in Gauteng. Ons sien ons maksimum temperature in Gauteng is 21 wat in Pretoria en Vereniging verwag word. En dan ons volgende provinsie is dan Limpopo. Phalaborwa maksimum van 25, Lephalale minimum van 12 en dan Tabazimbi minimum van 10, maksimum 25. In Mpumalanga, Mbombela minimum van 9, Secunda en Standerton albei 'n maksimum van 19. KwaZulu-Natal Vryheid 9:25, Potchefstroom 'n minimum van 13 en dan Richards Bay 15:27. In die Oos-Kaap enkele buie en donderbuie met 'n 60% kans vir reën in die provinsie. KwaNoJoli 5:17, Gqeberha 9:19 en dan Mkanda het 'n maksimum van 19. In die Wes-Kaap sien ons ook enkele buie en donderbuie, Woester 6:13, Vredendal 'n maksimum van 15 en Kaapstad 7:14. In die Noord-Kaap 'n 30% kans vir reën in die provinsie met Kroeman wat 'n maksimum van 22 bereik, Springbok 3:10 en dan Carnarvon 6:20. Vrystaat wat ons tweede laaste provinsie is, welkom, maksimum van 23, Botawil en Kroonstad albei maksimum van 22. Ten slotte Noordwes, Ottosdal 29 en dan sien ons Klerksdorp het 'n minimum van 8 en 'n maksimum 21. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.